Goeiemôre, welkom by ons oordeenking. Vanoggend 2 gedeeltes. Ons lees uit 1 Petrus hoofstuk 3 'n paar verse en dan weer enkele verse uit Kolossense hoofstuk 1. 1 Petrus 3 vanaf vers 8. Ten slotte, wees almal eensgesind, meelewend, vol broederliefde, vol ontferming, nederig. Mense wat nie kwaad met kwaad vergeld of skeldtaal met skeldtaal nie, maar inteendeel, wees mense wat seën, omdat julle daartoe geroep is, sodat julle seën as erfdeel kan verkry. Immers, wie die lewe wil lief hê en die goeie dae wil beleef, laat hy sy tong weerhou van wat sleg is en sy lippe daarvan om bedrog te spreek, en laat hy afwyk van die kwaad en die goeie doen. Laat hy vrede soek en dit najag, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore is oop vir hulle gebedsversoeke, maar die aangesig van die Here is teen die wat verkeerde dinge doen. Verder, wie sal julle sleg behandel as julle beywer vir wat goed is? Dan lees ons uit Kolossense 1 en ons lees vanaf vers 24. Nou is ek bly oor die lyding wat ek om julle onthalwe verduur. Ja, met my liggaam vul ek die oorblywende deel van die verdrukkinge van Christus aan tot voordeel van sy liggaam, die kerk, waarvan ek 'n dienaar geword het, ooreenkomstig die bedieningstaak wat God aan my toevertrou het, om in julle belang die woord van God volledig bekend te maak. Die misterie wat vir die eeue en geslagte lank verborge was, is nou aan sy heiliges bekend gemaak. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe ryk die heerlikheid van hierdie misterie vir alle nasies is. Christus is in julle, die hoop op die heerlikheid. Geliefdes, net soos Christus in die wêreld gekom het om baie pyn en lyding ter wille van die kerk te verduur, so het Paulus, ek wil amper sê, homself ook in hierdie vorm van die kruis geplaas, ter wille van Christus se liggaam, en dit is daarom ter wille van die kerk. Een van die vrae wat hierdie manier van doen, hierdie model van Christen wees vir ons laat ontstaan, is of God ons eie lyding op 'n soortgelyke manier gebruik as wat hy Paulus se lyding gebruik het. Soms kom beproewings oor ons pad en ons wonder, maar waarom gaan ek hierdeur? Hoe kan God moontlik hierdie ding tot my beswil laat uitwerk? En weet jy, dis nie altyd slegte vrae om te vra nie. Paulus kom en hy verseker ons immers in Romeine 5 dat dat lyding volharding meebring en dat volharding 'n beter karakter kweek en dat karakter hoop bring en dat die hoop nie beskaam nie. Maar ek dink eerder as om te vra, hoe kan God dit moontlik tot my beswil doen? Moet ons miskien vra, hoe kan God my lyding gebruik vir die beswil van iemand anders? Want dit is waar Paulus was. En ek dink dit is waarskynlik 'n meer soekende vraag, 'n meer realistiese vraag. Dit is 'n goeie vraag, want dit maak dat jy en ek wegkyk van onsself af. Ek wil amper sê, dit bring by ons 'n gevoel van selfvergeetachtigheid, ter wille van ander, wat dalk deur iets soortgelyks gaan. 1 Petrus 2 vers 21 leer ons dat Christus vir ons gelei het, en dat hy vir ons 'n voorbeeld gelaat het,
sodat ons in sy voetspore kan volg. Is dit wat die Here se plan met jou en my beproewing is? Is dit wat ons daarin raak sien, soos wat Paulus dit gesien het? Kom ons bid vanoggend vir genade, om gewillig in sy voetspore te volg, wanneer lyding en beproewinge oor ons pad kom. Kom ons sluit ons oë. Driemaal heilige God, Here, vanoggend word ons stil voor U. Ons word stil, Here, voor U almag en U grootheid. Ons word stil voor U majesteit. Ons word stil wanneer ons besef dat die beproewinge en die lydinge wat ons deurgaan nie uniek is nie. Maar ons wil bid, Here, dat U aan ons die genade sal bewys om gewillig in Here Jesus U voetspore te stap, wanneer hierdie lyding en beproewing oor ons pad kom. Om gewillig te kan sê, maar hier is ek, Here, gebruik my. Gebruik my vir die uitbreiding van die koninkryk, vir die heerliking van U naam. Wys my waar U wil hê my lewe moet vir 'n ander tot seën wees. Dankie, Here, vir die genade om dit te kan vra in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons sing vanoggend saam Skrifbremming 1-2 en ons gaan vers 1, 2 en 3 sing. Môreoggend lees ons net enkele verse saam met Kolossense. Ons gaan lees Kolossense 1 vers 28 tot en met hoofstuk 2 vers 5. Kolossense 1 vers 28 tot Kolossense 2 vers 5. Mag elkeen 'n geseënde dag hê tot ons mekaar môreoggend weer sien.